Goeienaand, liewe vriende. Ek groet jou in Jesus Christus se naam. Dankie dat jy vanaand inskakel by die aanddiens van Uit die Woord Digitaal. Ons skriflesing kom vandag uit die woord van die Here uit Daniël hoofstuk 3 en ons gaan begin lees vanaf vers 1. Koning Nebukadneser het 'n beeld van goud gemaak. Sy hoogte was 60 el, sy breedte 6 el. Hy het dit opgerig in die dal Dura in die provinsie Babel. Daarna het koning Nebukadneser die landvoogde, die bevelhebbers en die goewerneurs, die raadsmanne, die skatmeesters, die regters, die hoofamptenare en al die bestuurders van die provinsie laat versamel, dat hulle moes kom na die inwyding van die beeld wat koning Nebukadneser opgerig het. Toe die landvoogde, die bevelhebbers en die goewerneurs, die raadsmanne, die skatmeesters, die regters, die hoofamptenare en al die bestuurders van die provinsies bymekaar gekom by die inwyding van die beeld wat koning Nebukadneser opgerig het. En hulle het voor die beeld gaan staan wat Nebukadneser opgerig het. En 'n uitroeper het hardop geroep: "Julle word aangesê, o volke, nasies en tale, sodra julle die geluid hoor van horing, fluit, siterluit, harp en doedelsak en van allerhande musiekinstrumente, moet julle neerval en die goue beeld aanbid, wat koning Nebukadneser opgerig het. En hy wat nie neerval en aanbid nie, sal op die daad binne in die brandende vuuroond gegooi word." Daarop het, op die oomblik toe al die volke die geluid van die horing, fluit, siterluit, harp en van allerhande musiekinstrumente hoor, al die volke, nasies en tale neergeval en die goue beeld aanbid wat koning Nebukadneser opgerig het. Op grond daarvan het te gelyke tyd Galdeese manne nader gekom en die Jode aangekla. Daarop het hulle met koning Nebukadneser gespreek en gesê: "Mag die koning vir ewig lewe. U, o koning, het 'n bevel gegee dat elke mens wat die geluid van horing, fluit, siterluit, harp en doedelsak en van allerhande musiekinstrumente hoor, moet neerval en die goue beeld aanbid. En dat hy wat nie neerval en nie aanbid nie, binne in die brandende vuuroond gegooi moet word. Daar is Joodse manne, wat u oor die bestuur van die provinsie Babel aangestel het, Sadrag, Mesach en Abednego. Hierdie manne het hulle, o koning, aan u nie gesteer nie. Hulle dien u gode nie, en die goue beeld wat u opgerig het, aanbid hulle nie. Toe het Nebukadneser toornig en woedend bevel gegee om Sadrag, Mesach en Abednego te laat kom. Daarop is die manne voor die koning gebring. En Nebukadneser het gespreek en vir hulle gesê: "Is dit met opset, Sadrag, Mesach en Abednego, dat julle my gode nie dien nie, en die goue beeld wat ek opgerig het, nie aanbid nie? As julle dan nou, sodra julle die geluid van horing, fluit, siter, luit, harp en doedelsak en van allerhande musiekinstrumente hoor, bereid is om neer te val en die beeld wat ek gemaak het te aanbid, goed. Maar as julle nie aanbid nie, sal julle oombliklik binne in die brandende vuuroond gegooi word. En wie is die God wat julle uit my hand kan verlos?" Sadrag, Mesach en Abednego het geantwoord en aan koning Nebukadneser gesê: "Ons ag dit nie nodig om u hierop 'n antwoord te gee nie. As onse God, wat ons dien, in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond
en uit u hand, o koning, verlos. Maar so nie, laat dit dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie, en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. Toe het Nebukadneser baie woedend geword, en sy gelaatstrekke het verander teenoor Sadrag, Mesach en Abednego. As antwoord het hy bevel gegee om die oond 7 maal warmer te maak as wat dit eintlik nodig was. En aan sommige van die sterkste manne wat in sy leer was, het hy bevel gegee om Sadrag, Mesach en Abednego te boei, om hulle in die brandende vuuroond te gooi. Toe is daar die manne geboei, met hulle mantels, hulle broeke en hulle tulbande en hulle ander klere aan, en hulle is binne in die brandende vuuroond gegooi. Omdat dan nou die woord van die koning streng en die oond uitermate verhit was, het die vlam van die vuur daardie manne wat Sadrag, Mesach en Abednego opgeneem het, doodgebrand. Maar daardie 3 manne, Sadrag, Mesach en Abednego, het geboeid binne in die brandende vuuroond geval. Toe het koning Nebukadneser verskrik geword en haastig opgestaan. Hy het sy raadsmanne toegespreek en gesê, het ons nie 3 manne geboeid binne in die vuur gegooi nie? Hulle antwoord en sê aan die koning, sekerlik, o koning. En hy antwoord en sê, kyk, ek sien dan 4 manne los binne in die vuur wandel, sonder dat daar 'n letsel aan hulle is, en die voorkoms van die 4de lyk soos die van 'n godeseun. Toe het Nebukadneser nader gekom en na die opening van die brandende vuuroond en daarop gesê, Sadrag, Mesach en Abednego, knegte van die Allerhoogste God, gaan uit en kom hier. Toe het Sadrag, Mesach en Abednego uit die vuuroond uitgegaan. Daarop het die landvoogde, die bevelhebbers en die goewerneurs en die raadsmanne van die koning vergader en aan daardie manne gesien, dat die vuur geen mag oor hulle liggame gehad het en die hare van hulle hoof nie geskroei het nie, en dat hulle mantels geen verandering ondergaan het en die reuk van die vuur nie aan hulle gekom het nie. Daarop het Nebukadneser gespreek en gesê, geloofd sy die God van Sadrag, Mesach en Abednego, wat sy engel gestuur en sy knegte verlos het, wat hulle op die Here verlaat het en die bevel van die koning oortree het, en wat hulle liggame oorgegee het, om geen ander God te dien of te aanbid nie, behalwe hulle God. Daarom word deur my bevel gegee, dat enige volk, nasie of taal, wat oneerbiedig spreek oor die God van Sadrag, Mesach en Abednego, stukkend gekap en van sy huis 'n mishoop gemaak sal word, omdat daar geen ander God is wat so kan verlos nie. Toe het die koning Sadrag, Mesach en Abednego voorspoedig laat wees in die provinsie van Babel. Net tot sover uit die Here se woord vandag. Ons teksvers vandag, broeder en suster, is vers 18. En dit is nadat Sadrag, Mesach en Abednego die waarskuwing van die koning gekry het om te buig, anders sal hy hulle in die oond gooi, het hulle gesê, hulle vertrou die Here hulle God om hulle te red. Maar selfs al doen hy dit nie, sê vers 18, laat dit aan u bekend wees, o God, dat ons u gode nie sal dien nie, en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. Broeder en suster in ons Here Jesus Christus, Daniël 3 vertel vir ons een van die mees indrukwekkende geloofsgebeurtenisse in die hele Bybel. Die koning Nebukadneser het 'n enorme goue beeld laat oprig in sy koninkryk.
en opdrag gegee dat alle volke, tale en nasies wat deel van sy koninkryk is, voor daardie goue beeld moes gaan buig en dit moes aanbid. Die bevel was eenvoudig: aanbid die beeld of sterf in die brandende vuuroond. Te midde van hierdie groot skare mense wat teenwoordig was, staan 3 jong manne. 3 jong manne wat in God geglo het, en hulle buig nie voor hierdie beeld nie. En hierdie 3 jong manne se name was Sadrag, Mesach en Abednego. Hulle het in die God van die Bybel geglo, in die God van Israel. Hulle het geweet dat God hulle kon red. Hulle het egter ook geweet dat God nie verplig was om hulle te red, soos wat hulle wou hê nie. En daarom spreek hulle dan ook hierdie merkwaardige woorde van vers 18. Selfs as die Here ons nie red nie, laat dit bekend wees vandag, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie, en u goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. Hier sien ons, liewe broeder en suster, die hoogste vorm van ware, suiwer geloof. Nie geloof wat God dien omdat hy altyd vir ons gee wat ons vra nie, maar geloof wat God bly dien, selfs wanneer die antwoord anders is as wat ons verwag dit moet wees. Baie mense in hierdie wêreld dien God, net so lank as wat dit goed gaan met hulle. Maar wanneer die slegte tye kom, die swaar kry tye, die tye van beproewing en hartseer en pyn, en somtyds dinge wat ons nie verstaan nie, dan wil hierdie mense nie meer die Here dien nie. Baie volg die Here wanneer die gebede verhoor word, wanneer die geld inkom, wanneer die gesondheid goed is, en wanneer die pad mooi oop is vir ons. Maar wat gebeur wanneer die pad styl raak, wanneer die deure toemaak, wanneer die geld opdroog, wanneer God stil bly? Wat gebeur wanneer die wonderwerke nie kom, as ek daarvoor bid en vra nie? Daniël 3 leer ons vandag, liewe broeder en suster, hoe ware geloof lyk. En ons gaan by 'n paar belangrike hoofpunte stil staan vanuit hierdie teks vandag. Die eerste punt is, ware geloof vertrou God se mag. Hierdie 3 manne begin deur te verklaar, ons God wat ons dien, kan ons red. Hulle twyfel nie vir een oomblik aan God se vermoë nie. Hulle weet, hulle God is almagtig. Hulle weet, hulle God is lewend. Hulle weet, hulle God kan net 'n woord spreek en dinge kan verander. Hulle God is nie 'n swak God nie. Hulle God het die hemel en die aarde geskape. Hy beheer konings en nasies. Hy beheer vuur, water, wind, storms. Hy is die Almagtige. Ware geloof begin altyd hier. Ons glo dat God kan. Wanneer ons siek is, dan kan God genees. Ons glo dit van harte en hy kan dit verseker doen. Wanneer ons finansiëel swaar kry, dan kan hy vir ons voorsien. Wanneer ons deur beproewings gaan, dan kan hy verseker vir ons die uitkoms gee. Wanneer die deure toegaan, dan kan God ook vir ons nuwe deure oopmaak in ons lewe. Niks is vir God onmoontlik nie. Ons probleem is dikwels dat ons op die grootte van die vuur en op die sterkte van die hitte gaan fokus in ons lewens. Eerder as om ons fokus op die grootte en die almag van God
te gaan plaas. Die 3 manne het nie na die 4 oond gekyk soos die res van daardie volke, tale en nasies nie. Hulle het na hulle God gekyk. Baie gelowiges leef vandag in vrees omdat hulle die 4 groter sien as die Here hulle God. Maar die Bybel leer ons dat God groter is as enige probleem wat ons ooit sal ontmoet in hierdie wêreld. Wanneer ons bid, geliefdes, bid ons nie tot 'n afgod nie. Ons bid tot die lewende God. Ons bid tot die enigste God. Ons bid tot die God van Abraham, Isak en Jakob. Ons bid tot die God wat die Rooi See kan oopkloof met 1 woord. Ons bid tot die God wat die son kan laat stilstaan. Ons bid tot die God wat Jesus Christus uit die dood opgewek het. Daarom moet ons nooit God se krag in ons lewe of in hierdie wêreld onderskat nie. Die tweede punt van vandag waarby ons stil staan. Ware geloof onderwerp hom altyd aan God se wil. Die merkwaardige deel van hierdie teks is nie dat God kan red nie. Die merkwaardige deel is, as hy dit nie doen nie, sal ek nog steeds in hom glo. Hier sien ons die verskil tussen geloof en selfgerigte verwagting. Die 3 manne probeer nie hier vir God manipuleer nie. Hulle eis nie van die Here 'n wonderwerk nie. Hulle stel nie voorwaardes vir God om aan hom gehoorsaam te wees nie. Hulle sê nie, Here, as U ons red, dan sal ons U dien nie. Nee, hulle sê, selfs al red U ons nie uit hierdie 4 nie, sal ons U steeds dien. En dit is dieselfde gesindheid, liewe broeder en suster, wat ons ook sien in die lewe van Job. Toe hy alles verloor het, sê hy, die Here het gegee en die Here het geneem, die naam van die Here sy geloofd. En dis dieselfde gesindheid wat ons ook by Jesus Christus daar in die tuin van Getsemane sien, die aand voordat hy gekruisig is. Hy bid, Here, laat hierdie beker by my verbygaan, maar nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Ware geloof vertrou nie net God se mag nie. Ware geloof vertrou ook God se wysheid. God sien die hele prentjie, wat ek en jy nie altyd sien nie. Ons sien net hier nou vandag. God sien môre, oormôre, volgende jaar, hy sien die ewigheid. Ons verstaan dikwels nie waarom sekere dinge in 'n mens se lewe moet gebeur nie. Maar ons weet dat God weet waarmee hy besig is. In die wêreld, maar ook in my en jou lewe. En God, broeder en suster, maak nooit 'n fout nie. Sy wil is volmaak. Sy besluite is uniek. En daarom kan ons sê, Here, ek weet U kan. Ek weet nie waarom dit altyd moes gebeur nie, maar ek vertrou U, dat U besluite vir my lewe die beste besluite is. Die derde punt vir vandag. Ware geloof bly getrou selfs onder druk. Hierdie 3 manne het geweet wat die prys van hulle gehoorsaamheid sou wees. Die 4 oond was nie maar net 'n leë dreigement van hierdie koning nie. Dit was 'n werklike gevaar. Dit was werklike hitte. Die gevaar was lewensveranderend. Die dood was werklik. Tog het hierdie 3 manne, hierdie 3 vriende, wat in God geglo het, besluit, ons sal nie buig voor hierdie beeld nie. Waarom? Omdat hulle geweet het, dat dit beter is om vir God te ly, as om sonder God te lewe.
Ons lewe in 'n tyd waar druk op Christene geweldig toeneem. Die wêreld wil hê ons moet kompromieë maak. Die wêreld sê, buig net 'n bietjie, dit is nie so erg nie. Pas maar net 'n bietjie aan. Almal doen dit. Moenie so ernstig wees oor die Bybel nie. Moenie so sterk staan vir hierdie waarheid nie. Maar die Here, liewe broeder en suster, soek gelowiges wat sal staan, selfs wanneer almal buig. In die afgelope week wat verby is, het ek 'n baie interessante berig gelees, wat op sosiale media verskyn het, van 'n skool wat in Skotland, as deel van 'n skooluitstappie, die plaaslike moskee gaan besoek het. En hoe die kinders geleer is van die moslem geloof. En hoe elkeen van hulle uiteindelik geleer is om te gaan buig voor Allah. Maar een seentjie het bly staan. Kom ons kyk op die skerm. 'n 9-jarige seentjie uit Skotland het saam met sy skool hierdie moskee gaan besoek. Maar hy en sy ouers was Christene. Al die ander kinders is geleer om te buig voor Allah. En hierdie kind het bly staan. Hy het sy God gekies. Hy het Jesus Christus lief. Hy het nie gebuig voor hierdie afgod nie. Wat 'n voorbeeld, dat 'n kind kon bly staan vir Jesus Christus midde in hierdie druk van die wêreld en gekies het om Jesus Christus te bly volg. En hierdie druk sal meer toeneem in die wêreld. En hierdie druk sal ernstiger word in die wêreld. Ware geloof staan wanneer die meerderheid anders kies. Ware geloof staan vas wanneer dit selfs jou gewildheid kos. Ware geloof staan vas wanneer dit jou geld kos. Ware geloof staan vas selfs wanneer dit jou reputasie kos. En ware geloof staan vas wanneer dit jou gemak kos. Ons Here Jesus Christus het gesê, wie sy kruis nie opneem nie, sal my nie waardig wees nie. God soek nie mense wat hom net volg wanneer alles met jou goed gaan of vir jou as mens gemaklik in die lewe is nie. Hy soek mense wat hom volg, selfs as jy jou kruis moet opneem. Selfs wanneer jy ter wille van jou geloof vervolg word, selfs wanneer die hele wêreld buig, maar jy bly staan omdat jy vir Jesus kies. Die 4de punt vandag. Ware geloof ontdek dat God in die vuur teenwoordig is. Toe hierdie 3 manne in die vuuroond gegooi word, gebeur daar iets ongeloofliks. Nebukadneser kyk na in die vuur en hy sien hierdie vuur is geweldig warm. Hierdie manne, sy soldate, wat hierdie 3 jong vriende in die vuur moes gooi, brand dood aan die buitekant van die vuur, so warm is dit. En toe Nebukadneser in die vuur kyk nadat hierdie 3 manne in die vuur gegooi is, sê hy, het ons nie 3 manne in die vuuroond gegooi nie? En nou kyk ek in die oond en ek sien 4 manne binne in die vuuroond rondloop. God het nie net beheer van hierdie vuur nie, broeder en suster, hy was self binne in hierdie vuur teenwoordig. Daarom sê Nebukadneser, ek sien daar 'n godeseun. 'n Ander vertaling wys daarop dat dit die Here self was. Nou dit is een van die grootste lesse van Daniël 3, wat ek en jy vandag kan leer as Christene. Soms red God ons uit die vuur. Soms neem God ons deur die vuur, maar hy laat ons nooit alleen in die vuur nie. Die Here stap saam met jou 'n pad
wanneer jy deur baie moeilike tye in jou lewe gaan. Baie gelowiges ontdek die Here eers waarlik in die diepste swaar kry van hulle lewe. Dit is in die hospitaal, wanneer sommige mense regtig die Here eers leer ken, en vir die Here, tot die Here leer bid. Dit is in die verlies van 'n mens se lewe, waar sommige God se troos eers ontdek. Dit is in die beproewing, waar sommige mense eers die nabyheid van God beleef. En dit is in die donkerste nag, waar die lig van Jesus Christus die helderste kom skyn in ons lewe. God, my broeder en suster, beloof nie aan sy kinders 'n vuurlose lewe nie, maar hy beloof sy teenwoordigheid in ons lewens, selfs as ons in die vuur is. In Hebreërs 13 vers 5 sê die Here, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Dawid skryf so pragtig in Psalm 23 vers 4, selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is met my. Wat die wêreld as 'n nederlaag sien, gebruik God dikwels om sy heerlikheid te openbaar. Die vuur het nie hierdie 3 manne vernietig nie. Die vuur het hulle getuienis versterk. Die vuur het hulle geloof openbaar gemaak. Die vuur het die koning laat sien dat hulle God die ware God is. Daniël 3 roep ons vandag, my liewe broeder en suster, tot 'n dieper geloof. 'n Geloof wat sê, God kan my red, maar selfs al doen hy dit nie, soos ek verwag nie, sal ek steeds in die Here my God bly glo. Dit is die geloof van Sadrag, Mesach en Abednego. Dit is die geloof van Job. Dit is die geloof van Jesus se apostels. Dit is die geloof van Christen martelare oor duisende eeue se marteling, waar mense doodgemaak is ter wille van hulle geloof. En dit is die geloof wat God elke dag verheerlik. Miskien staan jy vandag voor jou eie vuuroond. Jy is dalk binne in die vuuroond. Jy bid vir genesing. Jy bid vir uitkoms. Jy bid vir wonderwerk. Jy bid vir herstel. Hou aan bid. Hou aan vertrou. Hou aan glo dat God dit kan doen. Maar sê ook saam met hierdie 3 manne, selfs al doen die Here dit nie, sal ek steeds vir die Here my God bly aanbid. Ek sal steeds in hom glo. Ek sal steeds aan hom gehoorsaam wees. Ek sal steeds aan Jesus Christus my Here behoort. Want ware geloof vertrou God nie net vir sy gawes nie. Ware geloof vertrou God vir wie hy is. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons op hierdie pragtige Sondagmôre hier in aanbidding voor U kon buig, om saam na U woord te luister. U het vandag U woord so duidelik aan ons bekend kom maak. En Here, dit vra ook dat elkeen van ons eie lewe moet gaan ondersoek, en hand in eie boesem moet steek. Here, ons erken dat ons dikwels so klein gelowig is. Vergewe ons. Laat ons U onvoorwaardelik vertrou in ons lewe, in die goeie tye, maar ook in die tye van swaar kry en groot beproewing. U is die lewende God. U is die almagtige God. En Here, ons weet U is besig met 'n raadsplan
wat ons lewens insluit. Ons is nie alleen in hierdie donker wêreld nie. U is by ons en u is in ons. En u het 'n plan vir elkeen van ons se lewens. Vandag wil ons voor u kom staan, soos hierdie 3 vriende daar in die boek van Daniël, wat kom sê het, ons glo in die lewende God en ons glo dat u ons kan red. Maar selfs al doen u dit nie, sal ons u nooit verloon nie. U bly die koning van ons harte en die Here van ons lewe, en ons wy ons lewens opnuut vandag aan u toe. Laat u Heilige Gees in ons lewens werk, sodat ons meer aan u kan vashou in ons geloofslewe, sodat ons u meer kan vertrou en saam met u 'n pad kan loop elke dag hier op aarde. Dankie vir u woord vandag. Bekragtig dit in ons lewens en laat dit vrug dra en mag dit 'n groot verskil ook in elkeen van ons lewens maak. Ons vra dit alles, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit genade, in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen.